Dag sê, welkom by vandag se broodbrokkie. Vandag gesels ons oor die feit dat jou posisie in hierdie wêreld nie ewigheidswaarde het nie, maar dat jou posisie in die komende koninkryk dit is wat werklik tel. As jy vandag na die wêreld kyk, sien jy 'n nimmer eindigende wedloop na die bopunt van die leer. Maar in God se koninkryk werk die reëls heeltemal anders. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Markus 10 vers 31 wat soos volg lees: Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Ons leef in 'n wêreld wat behep is met status, titels en sosiale posisies. Ons meet sukses dikwels aan die hand van die korporatiewe leer wat iemand geklim het, die grootte van 'n banksaldo of die invloed wat 'n persoon op aarde geniet. Die harde waarheid van die skrif is egter dit: jou huidige aardse posisie beteken absoluut niks met betrekking tot die posisie wat jy kan verdien of verbeer in die komende koninkryk van Christus nie. As gelowiges moet ons egter die belangrike onderskeid tussen redding en genadeloon reg verstaan. Die ewige lewe is 'n absolute vrye geskenk. Dit is 'n gawe wat jy ontvang op grond van vrye genade alleen, deur bloot te glo in die voltooide werk van Christus aan die kruis vir jou. Die gawe van die ewige lewe kan nooit verdien of verloor word nie. Maar die posisies wat jy binne daardie komende koninkryk gaan beklee, die genadeloon, die krone en die meegaande gesagsposisies, is 'n heel ander saak. Dit is dinge wat jy aktief kan verdien deur getrouheid of kan verbeer deur nalatigheid of pligsversuim. Dit is presies waarom Jesus ons waarsku dat diegene wat vandag in die oë van die wêreld eerste is, dalk die laaste in die koninkryk sal wees. Die gelowige wat vandag op aarde ryk, beroemd of selfs magtig is, maar sy lewe vir homself leef, gaan met leë hande voor die regterstoel van Christus staan. Daarteenoor sal die getroue, dikwels ongesiene gelowige wat vandag laaste is, wat in die geheim dien, opoffer en ly in die saak van Christus, eerste wees en met groot gesag saam met hom regeer. Hierdie genadeloon en ewige posisies is die enigste dinge wat vir altyd gaan hou. Daarom kan ons nie bekostig om geestelik lauwarm te leef nie. Ons moet voluit en met oorgawe vir die Here lewe, sodat ons vir hierdie ewige genadeloon kan kwalifiseer. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Redding kos jou niks, maar jou koninkryksloon kos jou alles. Die ewige lewe ontvang jy as 'n vrye genadegawe bloot deur om te glo. Die reg om egter saam met Christus as konings te regeer, is 'n beloning wat jy deur getroue volhardende diens moet verdien. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die ewige lewe wat U vir my as 'n vrye geskenk gekoop het. Help my om vandag my oë te rig op die komende koninkryk en nie vasgevang te word in die wedloop na aardse status nie. Gee my die krag en die wysheid om voluit vir U te leef, my hulpbronne reg te gebruik en getrou te volhard, sodat ek eendag kan kwalifiseer vir die genadeloon wat vir ewig sal hou. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.